Goeiedag, kom ons doen 24 April se refugee vrae en antwoorde. Om te begin, onthou moet asseblief nie op my Facebook Messenger boodskappe stuur. Ek gebruik nie Facebook Messenger, ek gebruik nie WhatsApp. Ek het ongelukkig nie 'n publieke e-mailadres nie, so as jy spesifieke vrae het, moet jy dit maar onder op my video sit. Jy kan dit generiek maak, die vraag, en ek sal dit vir julle antwoord. Ek het nie 'n plek waar ek individueel met mense kontak maak om te antwoord nie, want ongelukkig het ek glad nie tyd vir dit nie. So as jy al iets vir my gestuur het op Messenger en ek het nog nie respond nie, ek ignore jou nie, ek kyk nooit, ek gebruik nie eens Messenger nie. Net so vir die wisse en die onwisse, almal se kennis. Ons sien die laaste dag of 2 'n klomp bohaai oor mense wat Kersdag terugkeer of wil terugkeer of so, en mense praat uit en laat hulle monde oop. Mense, onthou net, ons weet nie wat in mense se persoonlike harte aangaan en hulle lewe aangaan, en om op Facebook en social media en die goed ouens aan te vat en sleg te maak oor hulle besluite, is nie 'n goeie ding nie. Jy staan nie in die ouens se skoene nie, so kos los daai een kant. Daar's baie boei oor mense wat beplan om terug te gaan of het teruggegaan of so. Kos los daai een kant. Ons gaan nie inmeng met dit nie. Dit is nie ons business nie, regtig. En vir die mense wat nog moet kom, die getal wat al terug te gaan het is baie klein. Regtig, baie klein. So moenie dat jou afskrik om aansoek te doen vir die program nie. Moenie dat dit jou afskrik, want mense probeer dit uit proporsie blaas om mense bang te maak. Nee, moenie. Gaan dit swaar wees hierso? Yes, definitief. Dit is nie net walk in the park nie, ek het al voorheen 'n video gemaak van dit. Dit gaan swaar wees vir jou, jy gaan die volgende dag al terug verlang. Is dit nie die eerste week of 2 moet jy deurpush, my maat, en onthou waarvoor doen jy die program. Dit is vir jou en jou kinders 'n beter lewe. As jy dit uit jou kop reg het, dan gaan jy definitief 'n sukses maak. So, ek is klaar met my USCIS onderhoud. Hoe lank is die wagtyd nou vir die approval en die travel? Daai is verskillend van mens tot mens. Ek kan nie, ons daar's glad nie 'n tyd wat ons vir jou kan sê. Dat jy gaan verwag soveel tyd en soveel. Dis verskillend van mens tot mens. In USA, wife decide to go back, can I refuse and stay? So this is a rhetorical question. If I'm in America, my wife decides she don't want this anymore, she wants to go back, can I refuse and stay? Yeah, you can refuse and stay. Will it have an impact? It depends on when. If you're still in the process and you get support and assistance from the government, they may cut off all assistance if the wife decides to go back because they provide assistance to the family. Here's the other problem, applying for your green card later on. So if that happens, my advice is get a divorce. Don't let your wife go back and you're still married, because that's going to really impact your, your program and your application for your green card and all that, and your application for citizenship. So if there's a split between you and the wife, she doesn't want to be here, the best will be to get a formal divorce and she go back and she's on her own. Ons het 'n medical dependent kind wat 26 jaar oud is. Hulle is al goedgekeur en reg om te gaan. Ons goed is nog nie klaar goedgekeur nie. Gaan hulle ons opsplit? Dis moontlik dat jy opgesplit kan word. Jy moet net duidelik vir hulle sê in jou onderhoude, jy kan nie want hulle is medically dependent van jou. So in normaalweg kyk hulle daarna en hulle hou tot almal gereed is om te gaan. Ek wil trok ry as ek in Amerika kom. Wat is die pros en cons? Ek wil 'n trok koop, jy weet, 'n perd koop, en dan daar's mense wat dit doen. Operator owners noem hulle dit. Jy koop 'n perd en jy ry. Jy gaan nie 'n lisensie kry nie, net tot jy 'n green card het nie. 'n commercial license nie. So, maar dit is goed, die eerste jaar kan jy nou 'n bietjie navorsing doen. Check al die websites. Wees baie versigtig. Daar's baie scams hier in Amerika. Party van scams daar's maatskappye, daar's mense wat in Rusland sit. Dan maak hulle 'n trokmaatskappy oop in Amerika. Dit kos net $1,000. En dan laat hulle mense ry. Dit is legitimate, maar hulle betaal daai mense nie.
en jy werk jou gat af vir min salaris. So wees net versigtig by wie gaan jy. Maar jy kan, terwyl jy daai jaar wag om jou green card te kry, doen navorsing oralste by trokbestuur companies. Jy sal sien, as jy op die interstate ry, so elke blerrie trok wat verby kom met 'n advertensie agterop, now hiring, almal kortdrywers. Bel hulle almal, gebruik die eerste jaar wat jy nog nie 'n lisensie kan kry nie, bel julle almal mee, maak navorsing by almal. Doen reviews en al daai goeders en kyk wat is die beste opsie vir jou. Kan ek wag tot my seun ook goedgekeur is wat ons saam kan gaan? As julle 2 aparte aansoeke wat gelink is, hulle kan jou laat split. As een reg is, dan moet gaan en nog en dit het al gebeur. Maar vra hulle in die interviews, vra hulle, kan hulle hou, jy moet net vra. Dis al wat jy moet doen. Mense wil my nie help by die plek om my paspoort te kry in die binnelandse sake. Ek het aansoek gedoen, ek wag al 'n klomp maande. Elke keer as ek hulle bel, dan sê hulle my op hold en dan gaan die foon dood. Ongelukkig gaan jy moet ingaan fisies om te gaan kyk. As jy by 'n plek aansoek gedoen het en hulle wil jou nie 'n foon antwoord en hulle wil jou op die foon help, gaan jy ongelukkig moet ingaan en gaan kyk fisies. Hulle het nie kies en hulle moet jou help, is deel van hulle werk, maar ek verstaan hoe sukkel mense dan met die dienslewering in Suid-Afrika. Ongelukkig jy niks verder kan gaan sonder 'n paspoort. Kry 3 maande se geld en moet jouself voorsien of gebruik hulle die geld om jou akkommodasie? Ja, hulle gebruik die geld om jou akkommodasie te betaal. Hulle gee dit vir jou nie, hulle betaal dit met die geld en hulle voorsien die akkommodasie. Maar die geld by dieselfde hoeveelheid. So moenie net gaan vir enige akkommodasie wat hulle vir jou sê jy moet gaan nie, val as dit baie duur is. Vra vir hulle, jy soek 'n plek wat bekostigbaar is, dat jy daar nog genoeg geld het om die 3 maande te kom, terwyl jy vir jou eie werk soek en jou eie beste plek kry. My seun is 'n chartered accountant, CA, wat moet hy doen in Amerika om dit voor te sit? Hy gaan hierso lisensie moet doen. So hy gaan sekerlik sekere toetse moet oordoen en bring sy kwalifikasies saam dat dit kan translate na Amerikaanse kwalifikasies toe. Hy gaan dalk 'n paar ekstra kursusse moet doen en hy gaan definitief lisensie moet doen om dit te kan doen. Kan 'n mens geld ruil by die lughawe op Jan Smuts voor jy vlieg hiernatoe? Vra net jou, as jy gaan vir jou oriëntering, die dag wat jy aanmeld by die plek wat jy oriëntering kry en hulle vat jy lughawe toe, vra vir hulle of hulle by 'n punt kom by die lughawe waar hulle by Forex kan ingaan om rande om te ruil vir dollars. Hulle sê vir sê wat gaan aan by die lughawe gaan gebeur. Maar jy moet hulle vra as jy daar kom, voor die lughawe toe gaan. Ek is CPO en VIP Protection Qualified, sal ek werk in Amerika, hier is oralste werk, security is oralste werk. Jy gaan net met rondsoek, veral VIP Protection. Daar's baie plekke wat jou werk sal gee, maar hulle wil hê jy moet self kliënte soek en hulle manage dit net vir jou. So kyk maar net uit, daar's oralste sulke tipe. Jy gaan maatskappye kry wat dit doen, so jy moet net oralste rondsoek. As you pay your own way to the final drop-off, yep, the time that you have to come and report at the orientation center where you're going to fly out tonight, you have to pay all the way to get there. And they're not paying for you to get there. You must, everything up until where you drop off with them, your transportation, all that's by yourself. Once you are dropped off there and you get ready, they take you to the airport. From then on, it's covered by the government. Hoe lank vat dit vir die green card proses om aansoek te doen? So na 'n jaar as jy eers met jou aansoek doen vir die green card proses, dit kan 'n week vat en dit kan 2 jaar vat. Hang van mense af, hang of jou papiere reg is, hang af van die background checks. So dit kan bietjie vat, dit kan lank vat. En dit kan op 'n punt kom wat hulle sê ons kan dit nie voltooi nie want ons kry nie al die inligting nie en dan stop hulle dit. So maak seker al die papiere wat jy nodig het vir green card, het jy nou al by jou. Ek het dit voorheen baie gesê. Unabridged, bousertifikate. Iemand my gevra, ek is nie getroud nie. Ek is alleen. Het ek nog steeds 'n unabridged bousertifikaat nodig? Yes, jy het. Almal het unabridged bousertifikate nodig en die wat getroud is, unabridged marriage sertifikate en die wat geskei is, skeibrief vir elke een van hulle. En bring dit saam. Moenie laminate nie. En as jy koppies maak, certified true koppies. En dit het jy nodig vir jou aansoek vir jou green card. OK, dis dan ek vra vir vandag. Wat is dit? 24 April. Geniet die dag.